Maak julle Bybels so by Romeine hoofstuk 14. Ek praat van hoofstuk 14, hoofstuk 13, die laaste gedeelte van Romeine hoofstuk 13. Die regte Bybel hier uithaal, dan sal dit help. Ek het nog die Engelse Bybel hier voor my. Romeine hoofstuk 13. Ons kyk daarna vers 11 tot en met vers 14. Romeine 13 vers 11. En dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is, om uit die slaap wakker te word, want die saligheid is nou nader by ons, as toe ons gelowig geword het. Die nag het ver gevorder, dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig omgord. Laat ons wel gevoeglik lewe, wandel soos in die dag, nie in brassery of dronkenskap nie, in ontug en ongebondenheid nie in twis en nydigheid nie, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Sover ons geleesde gedeelte. Dit is 'n sterk vermaning hier aan die einde van hoofstuk 13 vir ons van Paulus af, dat ons ernstig moet wakker word, né? En moet besin oor die dinge van hierdie lewe, want Jesus is op pad. Jesus is op pad. Kom ons bid, dat die Here vir ons sal help. Here, ons dankie vir die woord en ons dankie ook dat ons kan herinner word aan die kosbare beloftes, die kosbare beloftes van verlossing in Christus Jesus. Dit wat vir ons die sekerheid gee dat die ewige lewe behoort aan elkeen wat in Jesus Christus glo. Maar Here, terwyl ons dan in hierdie wêreld is en ons oorweldig word deur al die omstandighede om ons, wanneer ons kyk, Here, na al die boosheid wat rondom ons plaasvind, help ons om ons fokus reg te hou. Help ons om ons self te gedra soos kinders van die lig. Bid Here, help ons in besonder ook vanoggend in ons teksvoorbereiding, lei ons dat ons ook sal besin oor hierdie dinge. Mag U verheerlik word in U woord en deur die woord. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. 2000 jaar gelede het Jesus Christus gesterf, en hy het gesterf sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe sal ontvang. En as jy 'n gelowige is, dan is jy gered. Daar is niks wat jou kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie. Maar kom ons wees vir 'n oomblik eerlik. En kom ons sê vir mekaar, die stryd teen die sonde is werklik, is dit nie? En soms is die stryd teen die sonde 'n geweldige stryd, so moeilike stryd dat selfs ons as gelowiges vind dit uitdagend. En grootliks die rede is want ons het in onsself nie die krag om die sonde te weerstaan nie. Ons kan nie die bose oorkom nie, maar die oomblik toe God ons gered het, het die Heilige Gees in ons kom woon, het hy nie. Hy het in ons kom woon en deur hom, deur sy krag is ons in staat om die sonde te beveg, maar meer as dit net. Ons kan ook geregtigheid nastreef. En dikwels, ek kan self ook daarvan getuig, kan ons self sonde is waarmee ons lewe lank of jare lank mee geworstel het, kan ons oorwin deur die werking van die Heilige Gees. Maar die feit is, tot die dag van ons dood sal hierdie stryd bly staan. Stryd teen ons sonde sal voortduur, want ons wag op daardie groot dag, is dit nie? Daardie groot dag van ons verlossing, daardie dag wanneer Jesus Christus sal terugkeer en uiteindelik met die sonde sal afreken en ons saam met hom in heerlikheid sal ingaan.
Maar wat ek wil hê ons vanoggend onthou is, tot op daardie dag is ek en jy nog steeds gered. Ons wag vir daardie dag, maar ons is nou reeds gered. En soms voel dit nie asof ons redding volkome is nie, en in 'n sekere sin moet ons mekaar sê, ja, ons redding is nog nie voltooi nie. Want ons wag nog vir daardie dag om by die Here te wees. Maar hier is die ding wat ons aan kan vashou. Ons kan vashou nou aan die wete dat ons verlossing is absoluut seker. Ons verlossing is seker, niks kan ons daarvan skei nie. Vir almal wat in die Here Jesus Christus glo, ek en jy is gered. En so dit beteken ons leef nou in hierdie reeds maar nog nie. Al wat reeds maar nog nie beteken is brood net om te sê ons is reeds gered. Reeds gered, maar die werk van ons verlossing is nog nie voltooi nie. Ons wag nog vir daardie laaste dag. En in hierdie tydelike toestand waarin ons onsself bevind, leef die begeertes van ons vlees nog steeds voort. En daarom kom Paulus in tekste soos hierdie en spesifiek in ons teks om vir ons te sê, ons moet geen voorsiening maak vir die bevrediging van ons vlees nie. Vir die begeertes van ons vlees nie. En Paulus sê vir ons dat die enigste manier hoe ons dit kan regkry om nie voorsiening vir die vlees te maak nie, is deur om Jesus Christus aan te trek. Is om onsself te omgord met die wapens van die lig en met alles in ons te veg teen die sondige begeertes van ons eie vlees, sowel as te veg teen al die werke van die duisternis wat oor ons rondom ons is. En dis redelik in beginsel wat Paulus in ons teks wil oordra. Wanneer ons praat oor die reeds maar nog nie, dan wil ek hê ons moet vanoggend sien, die gelowige moet teen die sonde veg en in die lig van Jesus Christus wandel. En vir ons is dit nodig om dan eerstens die tye te verstaan, want Paulus praat daar in vers 11 en 12 van die tye, verstaan die tye. Paulus gebruik die woord in die ou Afrikaanse vertaling hier, die tydsomstandighede en die uur. En wat hy bedoel daarmee is dat die tyd vir geestelike slaap is verby. Ons het nou nodig om uit ons geestelike slaap wakker te word. Dis wat hy in vers 11 sê. En so ons beleef hierdie oorvleeling in ons huidige lewe, waarin ons hierdie oorvleeling het van die huidige era van dood en duisternis en sonde aan die een kant, en aan die ander kant het ons alreeds iets van die toekomstige era wat ons as gelowiges beleef, is dit nie. Die lewe, die lig, die vergifnis, die vreugde en die vrede van ons geloof. En so vir die gelowige het die toekomstige era, die volleinding van God se koninkryk in 'n sekere sin ingebreek hier in die Here in, en daarom leef ons nou in hierdie reeds maar nog nie. Maar as ons rondom ons kyk, wat sien ons? Die 21ste eeu, die eerste eeu waarvan Paulus hier praat wanneer hy skryf, wat sien ons? Ons sien 'n tyd van duisternis, is dit nie? Ons sien korrupsie en afgodery, ons sien sonde en demoniese magte en ons sien immoraliteit oral om ons. Ons sien daardie dinge om ons. Maar ons moet nie daai goed sien in die gelowige. Terwyl dit alles duister is rondom ons, ons behoort nie aan die duisternis nie. Ons behoort aan die dag, die nuwe dag, die lig van Christus het ons in 'n nuwe wêreld ingelei. 'n lewe waarin ons nie meer lewe vir die dinge van hierdie wêreld nie. Waar ons klaar is met die dinge van die duisternis. Kolossense 1 vers 13 sê Paulus, God het ons verlos, luister wat sê hy, God het ons verlos uit die mag van die duisternis en ons oorgebring na die koninkryk van sy seun, die seun van sy liefde. En omdat God dit vir ons gedoen het, omdat God ons verlos het van die duisternis en oorgebring het
na die koninkryk van sy seun. Daarom sê Handelinge 26 vers 18, kan ons bekeer van die duisternis na die lig en van die Satan tot God toe. 'n Nuwe dag het aangebreek met die koms van Jesus Christus, 'n aanbreek van die koninkryk van God wat gekom het, en die uur wat aangebreek het, is die uur waarin ons as gelowiges nou leef, waar ons die dinge van die duisternis moet aflei, waarin ons moet beywer vir die dinge van die lig. Ons leef in beide hierdie eras, as gelowiges. Ons is reeds in 'n sekere sin gered, al is ons nog nie gered nie. Al is ons nog nie by die Here nie. Ons leef nog in hierdie wêreld waar duisternis oor ons rondom ons is. Maar hier is die goeie nuus. So duister so wat dit 2000 jaar gelede was. So duister so wat dit rondom ons nog steeds is. Wat sê Paulus? Die nag is ver gevorder. Dit is amper dag. Dit is amper dag. Jesus het die duisternis oorwin. Die koninkryk van God is hier. Ons is vergewe. Ons het die ewige lewe. En ja, die duisternis bestaan, maar die duisternis kan nie oorwin nie, want Christus het reeds oorwin. Wanneer Paulus hier in vers 11 die woord saligheid gebruik, nou die Bybel praat op 3 verskillende maniere. Die Nuwe Testament gebruik die woord saligheid op 3 verskillende maniere, ons weet dit. Die eerste manier waarop die Bybel die woord saligheid gebruik is om te praat van ons bekering, daardie dag en datum iewers in ons verlede, toe ons aanvanklik geglo het. Die Bybel gebruik die woord saligheid om te praat van ons bekering. Die Bybel gebruik ook die woord saligheid om te praat van die werk wat die Heilige Gees besig is om in ons te doen. Hy is besig om ons te red van die sonde. Ons is besig om gered te word. Hy bevry ons van die sonde en hy help ons om heilige lewe te hê. En dan is die derde manier waarop die Bybel praat met die gebruik van die woord saligheid, is om te praat van daardie dag wanneer wat kom, daardie dag van Christus. Die finale opstanding van die liggame. Die verheerliking van ons liggame om saam met Christus te wees. En dis op hierdie derde manier waarvan Paulus, as hy die woord saligheid hier gebruik, waarvan hy praat. Hy praat van daardie dag van verlossing, daardie dag aan die einde van tyd, daardie dag van die koms van die Here Jesus Christus, waarvan van Filippense 4 vers 3 en Jakobus 5 vers 8 praat. En sê Paulus, die dag van Jesus se wederkoms in ons teks, hy sê, daardie dag kom elke dag nader en nader, dis nader aan ons nou as wat dit was toe ons tot geloof gekom het. Daardie dag waarop ons na sy gelykenis verander sal word, daardie dag waarvan Romeine 8 vers 21 tot 23 praat, die dag van vryheid, van heerlikheid, die dag van die aanneming, wat ons die aanneming sal ontvang as God se kinders, daardie dag van verlossing van ons liggame, daardie dag, sê Paulus, kom nader en nader en nader, dis nader as die dag wat van ons bekering was, dit kom al hoe nader, elke dag bring dit nog nader. Maar wanneer Paulus hier sê dat dit kom elke dag nader, is nader as die dag van ons bekering, dan sê hy nog iets. Hy sê dat die wederkoms van Here Jesus Christus, en hierdie is belangrik, die wederkoms van die Here Jesus Christus, is die volgende gebeurtenis in die wêreldsprogram. Dis die volgende verlossingsprogram. Petrus byvoorbeeld sê in 1 Petrus 4 vers 7, wat sê Petrus? Petrus sê, die einde van die dinge is naby. Nou wanneer Petrus dit sê, onthou wanneer sê Petrus dit, hy sê dit 2000 jaar gelede, hy sê dat die einde van die dinge is naby. En dan net, sodat ons nie Petrus misverstaan nie, in 2 Petrus hoofstuk 3 vers 8, dan herinner hy ons dat een dag is vir die Here soos 'n
1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. En so wat dit beteken as broer en suster, as ons nou vir mekaar vanoggend hier staan, dan moet ons vir mekaar sê dat as dit in die eerste eeu naby was, dan het dit sekerlik tog nou nog nader gekom, is dit nie. En as Paulus nou al reeds in die eerste eeu mense vermaan om wakker te word, hoeveel te meer moet ons nie nou wakker word, want die dag van die Here is naby. Maar wat ek wil hê ons moet verstaan is, wanneer Petrus en Paulus self sê dat die einde van die dinge is naby, as Paulus hier in ons teks sê die dag van die Here is op hande, dan beteken dit nie Paulus was verkeerd nie. Of, soos party ander mense dink, wel, Paulus was nie verkeerd nie, maar die wederkoms van die Here het somewhere plaasgevind in die duister, ons het net nie daarvan geweet nie. Dis nie wat die Bybel vir ons leer nie. Nee, soos Petrus self sê, een dag vir die Here is soos 1000 jaar en 1000 jaar vir een dag, en ons herinner onsself aan die feit dat selfs Jesus het nie geweet wanneer die dag van sy koms is nie. Ons sien dit in Markus hoofstuk 13 vers 10. En nie net is dit Jesus wat nie geweet het, die Paulus het nie geweet wanneer die dag van die Here is nie. Hy sê dit vir ons in 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 2. Maar meer as dit, nie net het Jesus nie geweet nie net het Paulus nie geweet nie. Maar Handelinge hoofstuk 1 vers 6 en 7 sê vir ons dat ons is nie veronderstel om te weet nie en ons het nie die reg om te spekuleer daaroor nie. Die enigste ding wat ek en jy van mekaar met sekerheid kan sê oor die wederkoms van die Here Jesus is dat dit is die volgende uitstaande gebeurtenis wat moet plaasvind. Dit weet ons. Dis waarvoor ons wag, Christus se wederkoms. Ons wag vir dit en vir niks anders voor dit nie. Dis die volgende eskatologiese gebeurtenis. As ons die skrif gaan nakyk, dan sien ons Christus se dood word gevolg deur Christus se opstanding, word gevolg deur die uitstorting van die Heilige Gees en die volgende gebeurtenis is die opstanding van die Here, van die Heilige Gees, die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Dis waarvoor ons wag. En omdat ons wag vir die wederkoms van die Here Jesus Christus, broer en suster, sê Paulus, word wakker uit jou slaap. En weerstaan die duisternis rondom jou. Moenie aan dit gelykvormig word nie. Moenie leef na die oortuigings en die waardes en die gedrag van hierdie wêreld om ons nie, sê Paulus in Romeine 12 vers 1 en 2. Ons moet nie wandel volgens die werke van die duisternis nie, sê hy in vers 12. En hoe moet ons wandel? Ons moet wandel soos mense wat nuut gemaak is deur die lig van Christus. Hulle wat leef vir Christus, wat die magte van hierdie duisternis oorweldig het. En omdat dit die nag ver gevorder is en dit amper dag is, daarom moet ons, sê Paulus, die werke van die duisternis aflê, maar ook moet ons die wapens van die lig omgord, sê hy. Ons moet so soldate wees wat gereed is, soldate wat oorlog voer teen die bose, donker wêreld rondom ons. En daarvoor moet ons beklee, sê Paulus, met die wapens van die lig. Ons moet ons beklee met die wapenrusting van God. Efesiërs 6, vers 10 tot 17. Die gordel van die waarheid. Ons moet die waarheid van God ken. Ons moet die borsharnas van geregtigheid, die skoene van bereidheid, die skild van die geloof, die helm van verlossing, die swaard van die Gees, dis die woord van God. Al hierdie dinge het ons nodig om ons te beskerm teen die nag, teen die duisternis om ons, en om ons te help en ons te lei na die dinge van die lig. Luister wat sê Paulus in 1 Tessalonisense 5 vers 4 tot 8. Hy gebruik soortgelyke woorde.
Hy sê presies dieselfde in 'n sekere sin. Hy sê, maar julle broeders is nie in die duisternis. Dat die dag van die Here, die dag van die wederkoms van Christus, dat dit julle sal soos 'n dief oorval nie. Julle is kinders van die lig, kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees, want die wat slaap, wanneer slaap hulle? Hulle slaap in die nag, en die wat dronk word dronk in die nag. Maar laat julle wat van die dag is nugter wees met die borswapen van die geloof en liefde aan, en as helm die hoop van die saligheid. Tyd vir geestelike slaap is verby. Dis tyd om oorlog te maak teen hierdie wêreld. Terwyl dit nag is oor ons om ons, en ons is so vinnig om te praat oor hoe nag dit om ons is. Maar terwyl dit nag onder ons is, kom ons leef soos kinders van die dag. Kom ons staan uit in hierdie wêreld, terwille van Christus. En dit bring my noodgedwonge by ons tweede punt. Ons moet leef gepas vir die tyd, vers 13 en 14. En ons fokus gaan eers op vers 14 wees, want vers 14 verduidelik vers 13. Nou, vers 14 dring Paulus by ons aan, wat sê hy? Beklee julle met die Here Jesus Christus. Beklee julle met die Here Jesus Christus. Nou, Galasiërs hoofstuk 3 vers 27, daar sê Paulus dat die wat geregverdig en gedoop is in Christus, het hulle met Christus beklee. Maar dis nie waarvan Paulus hier praat nie, want Paulus praat nie hier in ons teks van iets wat in die verlede gebeur nie. Dit is 'n opdrag wat sê ons moet ons nou beklee met Christus. So hierdie beklee met Jesus Christus is iets waartoe ons as gelowiges nou geroep word. En so wat hy sê is, Paulus sê, wat ek in Christus sien, wil ek in julle sien. Wat ek in Christus sien, wil ek in julle sien. Kolossense 3 vers 12, daar sê dat die Here se uitverkorenes is beklee met wat? Beklee met die innerlike ontferming, met goedertierenheid, met nederigheid, met sagmoedigheid, met lankmoedigheid, met verdraagsaamheid, met vergifnis, met liefde, met vrede, met al hierdie dinge van Jesus Christus. Ons moet onsself beklee met Christus gelijkvormigheid. Maar dis nie al wat Paulus hier sê nie, want Paulus sê meer as dit. Eintlik Paulus sê, julle moet julle nie beklee met Christus gelijkvormigheid nie. Wat sê hy? Beklee julle met Christus. Met ander woorde, ons het 'n verantwoordelikheid om te leef onder sy heerskappy, asof Jesus Christus werklik Here is van my lewe. As ek leef asof Jesus Christus werklik Here van my lewe is, dan sal ek nie ruimte laat vir die duisternis nie, sal ek. Dan sal ek geen voorsorg vir die vlees maak om na sy begeerlikhede te lewe of dit te bevredig nie. Maar die vraag is, wat is hierdie begeerlikhede of hierdie begeertes van die vlees waarvan Paulus in vers 14 praat? Daardie dinge waarvoor ons nie moet voorsiening maak nie. Wel, die begeerlikhede van die vlees is dit wat hy in vers 13 noem. Dis daardie dinge, brassery en dronkenskap en ontug en ongebondenheid en twis en nydigheid. Nou, ek wil sê, as jy kyk na daai lys, daar's 6 dinge. As jy daai lys vat en jy gaan kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 6 en vers 8 en 9 en 10 en jy kyk na Galasiërs 5 vers 19 tot 21, weet jy wat sien jy daar? Dat hierdie 6 dinge wat hier gelys is so ernstig dat dit jou die koninkryk van die Here kan weerhou. Dit kan jou uit die koninkryk uithou.
En wat ek wil hê ons moet verstaan is, Paulus kon nog aangehou het met daai lys. Hy hoef nie daar te gestop het nie. Hy kon enige denkbare sonde gelys het. Enige denkbare sonde gelys het. Paulus sê, maak geen voorsiening. Geen voorsiening. Geen, absoluut geen voorsiening vir die begeertes van jou vlees nie. Maar hoe is dit moontlik? Die enigste manier hoe dit moontlik is wanneer ons rug sal draai op hierdie duister wêreld. Die enigste manier is as ons positief Christus gelykvormigheid sal nastreef. Die enigste manier is wanneer ons Christus se heerskappy oor ons lewe elke dag sal uitleef. Dis al hoe ons die begeertes van die vlees sal kan teëstaan. Ons leef in 'n duister tyd, broer en suster. Maar wat ek wil hê ons moet verstaan is, die duisternis waarin ons leef is niks niets nie. Hierdie duisternis, ek is op die oomblik besig in my stilte tyd om deur Genesis te werk. Ons is so by Genesis 15. Maar reg van die sondeval af, sien jy dit? Nou dit is so, ek ontken nie dat daar is sommige tye in die geskiedenis waar die donker baie meer oorweldigend was, soos in die tyd van die eerste eeu. En wil ek bysê, soos in ons eie dag ook, is daar tye wanneer die duisternis om ons baie meer oorweldigend is, dis waar. Maar jy is 'n gelowige. Jy behoort aan die koninkryk wat kom. Jy behoort aan die koninkryk wat kom. Van die dag van jou bekering af, vir die Heilige Gees hier in jou kom woon. En hy het gekom om jou nuut te maak. Om jou te maak soos een wat 'n burger is van daardie koninkryk wat kom. Is die werk voltooi nog nie, nee. Maar dag vir dag, sê Paulus, kom ons nader aan daardie dag. Inderdaad, soos Paulus self sê, dis op hande. Dis hier. Dis die volgende eskatologiese gebeurtenis wat sal plaasvind. En sy broer en suster, terwyl ons omring is deur die duisternis, en ja, ons is, terwyl ons omring is deur die duisternis, laat jou lig skyn. Want Christus is in ons. En ons het die Here Jesus Christus, en ons moet die Here Jesus Christus aantrek, sodat ons geen voorsorg vir die vlees sal maak nie, om sy begeertes te bevredig. Dis tyd, broer en suster, vir ons om wakker te word, uit ons slaap, om die werke van die duisternis af te lê, om die wapens van die lig te omgord, want die nag is ver gevorder en dis amper dag. Die Here Jesus is amper hier. Mag die Here deur sy Gees ons help, om te lewe soos kinders van die lig. Terwyl ons uitsien na daardie dag van die Here se koms, en almal van ons, as ek hopelik sien uit na daardie dag. Kom ons vergeet nie om aan te hou oorlog voer teen die duisternis wat nog rondom ons is. En nie net die duisternis, die werke van die duisternis om ons nie, maar ook te veg teen die begeertes, die sondige begeertes van ons eie vlees ook. Dit is tyd om wakker te word. Die tyd vir slaap is verby. Die Here Jesus is op pad, en ons moet nie onverwags gevang word nie. Wees ywerig besig met sy werk. Amen. Kom ons bid. Here, ek bid dat U vir ons sal help. Dat ons 'n fokus sal hê, 'n afwagting sal hê vir die dag van die Here Jesus Christus. Dat daar by ons 'n groot opgewondenheid sal wees oor die feit dat Christus gaan kom.
Maar ek bid Here dat U vir ons sal help dat daardie oor grootte en belangrike fokus of opgewondenheid oor sy koms ons nie sal lei maak in die Here of ons so sal oorweldig dat ons vergeet dat in die Here moet ons leef vir U eer nie. Help ons Here om wakker te wees. Die boosheid is oral om ons en Here inderdaad, ons hoef nie ver te kyk nie. As jy by enige winkel instap, as jy enige rekenaar aansit, as jy enige mens ontmoet, dan sien jy die duisternis oral om ons. Sien dit in die skole, ons sien dit by die werk, ons sien dit op die paaie. Ons sien dit op die televisie, ons sien dit in ons huis, ons sien dit op ons selfoon. Dis oral om ons, Here. Maar ek bid, Here, dat U vir ons sal help dat dit nie in ons sal wees nie. En terselfdertyd, Here, dat ons sal ook aanhou veg teen die begeertes, die bose begeertes van ons eie vlees. Dat ons kinders van die lig sal wees. Dat ons sal strewe om Christus te verheerlik en om Christus gelykvormig te wees en hom te erken en hom te dien as enigste Here van ons lewe. Ons kan nie wag vir U koms nie, Here. Maar ek bid, Here, terwyl ons wag, mag ons meer word soos U. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.